Julle, raai wat? Dis bietjie tyd vir nuus in 'n nutshell. Met julle favourite, Frisky Mariski. Luister julle gaan baie upset wees. Maar Julius Malema kom alweer weg met moord. Nie moord nie, maar julle ken die slagspreuk. Iemand wat die heeltyd oor en oor kak en jaag en daarmee wegkom. Nuus in 'n nutshell. Trots geborg deur Holle Afrika se klub Mau. So die leier van die EFF, Julius Malema, soos julle sal weet, het op Maandag in die Oos-London Magistraatshof voorgekom op aanklagte van wet op beheer van vuurwapens, aka possession of unlawful and unauthorized ammunition and firearms and various offences under the Firearm Act. Julle dit volg nadat AfriForum 'n kriminele saak teen Julius Malema oopgemaak het toe hy 'n rifle ontlok het of whatever die woord is, begin shoot het by die EFF se 5 jaar anniversary. En nie wat nie, 'n semi-automatic rifle. So in die saak vandag kla die NPA aan dat hy discharge of a firearm in a public space without sufficient reason why. En dan obviously die possession of ammunition en die possession and unauthorization van hierdie wapen. Anyways, hierdie saak sou vir 3 dae in die hof voorgekom het, maar soos gewoonlik is dit uitgestel en hierdie keer na 29 September. Anyways, hier is die top 3 craziest shit wat Julius Malema al te sê gehad het. Eerste plek, 7 November 2016 het Julius Malema in Newcastle die statement gemaak. I'm not calling for the slaughter of the whites. At least not yet. Of now. Terloops, hy was hiervoor aangekla, okay, en dit wil blyk asof daar niks van daai saak gekom het nie. In tweede plek, 2, Tubul Ibunu, aka Kill the Boer, Kill the Farmer. Okay, hierdie is een van sy gunsteling liedjies, en hy het dit al begin sing, wag vir dit, in 2010, toe hy ANC jeugliga leiermember was. Toe, in Julie 2023, by die EFF se 10 jaar anniversary van bestaan, het hulle dit weer gegooi. En ek dink dit was mos op die FNB stadium met al die glitz en die glamour. En toe weer vroeër van jaar. En dan, derde plek. Hierdie statement het hy in 2018 gemaak, toe hulle die D.A. Meyer en Nelson Mandela by remove het. En soos gewoonlik, het hy byna niks oorgekom na enige van daai aanlatings nie. Ek wonder of wanneer hulle terug gaan hof toe in September, of daar wel ietsie van hierdie saak gaan kom. Wat dink julle? Fluit, my storie is uit. Nuus in 'n nutshell met Frisky Mariski en Holle Afrika Klub Mau. Bye.